by jou sit, wil ek jou nooi om denkbeeldig so 'n lyn te trek. Dalk as jy notas neem vir oggend, om 'n lyn te trek op jou notas. En aan die een kant, amper soos 'n skaal, aan die een kant die syfer 1, met die woord ontvang, en die ander kant die syfer 10, met die woord gee. Nou, as jy moet kyk na hierdie skaal, en jy moet dink aan jou lewe in die algemeen, is jy iemand wat meer geneig is om te ontvang, of om te gee? Plaas jouself ergens op daai skaal. Om ons te help hieroor te dink, kom ons raak 'n bietjie meer prakties. As jy moet dink aan jou naaste verhoudings, in jou verhouding met jou ouers, dalk jou verhouding met jou skoonma, jou verhouding met jou kinders, of dalk met vriende, is jy geneig om iemand te wees wat meer ontvang, of is jy iemand wat geneig is om meer te gee? As jy vanoggend getroud is, en jy moet dink aan jou huwelik, hoe lyk jou huwelik? Is jy geneig om te gee of te ontvang? Nou, dit tel nie vanoggend as jy sê, hy gee my net grys hare nie, ne? Of hy gee of net moeilikheid, of sy gee moeilikheid, dis nou nie waarvan ek praat nie, maar in jou huwelik, kom ons dink aan ons week, aan jou beroep, jou werksplek. As jy 'n student is, as jy studeer of 'n leerder is by jou skool, hoe is jou lewe by jou skool, by jou werksplek? Gee jy, of is jy iemand wat ontvang? Laaste voorbeeld, jou lewe by jou gemeente, by hierdie gemeente, as jy by Kruik gemeente is. Is jy iemand wat gee by die gemeente, meer gee, of is jy iemand wat net of meer ontvang? As ek dink aan hierdie lyn, is daar so 'n paar gedagtes wat dadelik by my opkom. As ek dink aan my eie lewe, en ek kan eerlik wees ook vanoggend hier, dan besef ek, en daarmee kan jy mee identifiseer, dat in baie areas van my lewe skuif ek op hierdie lyn. Ek bevind my dalk nader aan ontvang, en in ander areas nader aan gee. En dalk ervaar jy dit ook. Maar wanneer ek dink aan hierdie skaal, dan besef ek ook, as ons dink oor vrygewigheid, dat vrygewigheid het so breë landskap. En daarmee bedoel ek dat vrygewigheid sluit soveel dinge in ons lewe in. Ek kan vrygewig wees met my tyd, met my aandag, met my netwerke, met my invloed. Ek kan vrygewig wees met my talent, met my kreatiwiteit. En natuurlik ook met my hulpbronne. Dit sluit baie dinge in. Maar dan, as ek hierna kyk, is ek ook herinner aan die direkte woorde van Jesus. As hy praat oor gee en ontvang, dalk ken jy die woorde. Jesus sê, en die 53 vertaling gebruik hierdie woorde, 'n woord wat ons nie baie in Afrikaans gebruik. Hy sê, dis saliger om te gee as om te ontvang. Wat 'n mooi woord. Die Amplified vertaling vertaal dit as volg. Die Amplified sê that it is more blessed and it brings greater joy to give than to receive. Die 83 vertaling sê om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Nou ons is besig by ons dienste, die oggend en die aanddiens en ook in ons week by ons groepe met hierdie reeks radikaal anders. En ons is besig om te kyk in die rigting van die boek Handelinge. Nou Handelinge word genoem baie keer ook die Handelinge van die apostels. Maar ek dink soms moet ons dit noem die Handelinge van die Heilige Gees. Want hierdie boek gaan oor die Heilige Gees wat werk deur die disippels van Jesus, deur jou en my lewe. En ons is besig met hierdie reeks om te kyk, maar
Hoe maak 'n lewe wat vol is van God se gees, 'n geesvervulde lewe? 'n Lewe wat saam met Jesus geleef word, hoe lyk dit anders as die lewens rondom ons? En jy is baie welkom om oop te maak by Handelinge 2 vir ons skrifgedeelte. Handelinge, as jy kan onthou, is geskryf deur Lukas. Dis amper die tweede volume van Lukas. En as jy dink aan die Nuwe Testament, in terme van volume, is Lukas die grootste skrywer in die Nuwe Testament. En dis hier in Handelinge waar hy vir ons kom wys, maar hoe lyk 'n lewe wat radikaal anders is? En vanoggend gaan ons spesifiek fokus op radikale vrygewigheid. Kom ons lees vanaf vers 43 tot 47 as jy jou Bybel daar oop het. Jy kan ook op die skerm volg. Hy sê die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en hulle besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by hierdie gemeente gevoeg. Hoe lyk radikale vrygewigheid? En ek wil vanoggend kyk na 3 areas van ons lewe. Dat jy en ek, en as ons kyk na die disippels se lewens, dat ons radikaal sal wees, radikaal vrygewig sal wees, as dit kom by ons tyd, ons talente, en dan ook ons hulpbronne. Radikaal vrygewig met ons tyd. As ek dink aan tyd, en ek het vanoggend ook al van hierdie uitdrukkings gebruik, is daar soveel uitdrukkings wat ons gebruik as dit kom by ons tyd. Ons sal sê, tyd vlieg, of ons sal sê, tyd sal leer, of gee dit net tyd. Die waarheid is, dat tyd is een van ons waardevolste hulpbronne. Ek gaan net weer sê, en ek wil jou nooi om te dink oor hierdie ding. Tyd is een van jou waardevolste hulpbronne. Elkeen van ons ontvang elke dag 86.400 nuwe sekondes. Elkeen van ons. En die ding met tyd is, ons kan nie tyd maak nie. In hierdie week vra iemand vir my vir 'n afspraak en hulle sê, jy het seker nie tyd nie, en ek tik en my eerste reaksie is, ek sal tyd maak, maar ek vee dadelik daai boodskap uit, want ek besef, ek kan nie tyd maak nie. Jy kan nie tyd maak nie. Ons kan nie tyd koop nie. Ons kan ook nie tyd ophoop nie. Die tyd wat ons vandag nie gebruik nie, kan ons nie bære vir môre of eendag vir aftrede nie. Tyd is een van ons waardevolste hulpbronne. En nou kyk ons na die lewe van die eerste disippels, die eerste kerk, dan kom ons agter, maar hierdie disippels het nie net saam geglo nie, maar hulle het saam geleef. Hulle was vrygewig geweest met hulle tyd. In ons skrifgedeelte het ons dit gesien, maar ook in vers 42, ek wil jou nooi, net voor hierdie skrifgedeelte lees ons die volgende. Hy praat van die disippels en sê, hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels en aan die versorging van mekaar en die gemeenskaplike maaltye en aan gebede. Nou as jy dink, as jy moet kyk aan hierdie skrifgedeelte en dink aan dit waarin hulle tyd spandeer het. Die skrifgedeelte is daar, as jy dit vir ons kan opsit, Dion, asseblief, Handelinge 2 vers 42. Is vers 42 nie daar nie? Kom ek lees dit weer vir ons. Volledig gewy aan die leer van die apostels, die versorging van mekaar en die gemeenskaplike maaltye. Dit vra tyd.
Dit vra tyd om saam te leer. Jy kan dink die tyd wat dit vir jou neem om dalk iets te lees of iets te luister en saam te leer. As jy moet kyk aan die feit dat hulle mekaar versorg het. Versorging vra tyd. Hier's van ons wat nou onlangs familie, vriende in die hospitaal gehad het en jy besef ook hoeveel tyd dit van jou vat, daardie versorging, hospitaal toe ry, vir toetse, besoeke, kos saam maak. Hierdie disipels sê ook, hulle het saam geëet. Om saam te eet, vra tyd. Om kos te maak. Hulle het saam gebid. En ek dink ek het die punt gemaak, dat hierdie disipels het nie net saam geglo nie, maar hulle het hulle lewe volledig gewy om ook saam te leef. Dit is daai eenvoudige, herhalende ritmes in ons lewe, wat uiteindelik die krag van God deur ons lewens en in ons lewens sigbaar maak. Ek dink al hoe meer, terwyl ek deur hierdie skrifgedeelte werk, dat as ons vra, hoe lyk 'n geesvervulde lewe? 'n geesvervulde lewe wys in ons kalender. Ja, dit wys in ons begroting en ons kalender. Wanneer jy jou dagboek oopmaak en sien waarin jy tyd spandeer, sal dit vir jou 'n aanduiding gee waar jou verhouding met God lê. En ek weet, daar's soveel dinge wat ons tyd vra. Maar ons word geroep om vrygewig te wees met ons tyd. Daar's 'n praktiese oefening wat ek jou wil nooi om te doen. Want hierdie kan baie airy-fairy klink en mooi gedagtes wees, maar kom ons raak prakties. Wanneer ons terug gaan huis toe vandag, wil ek jou nooi, daar's 'n paar simbole, om van hierdie simbole op 'n papiertjie te gaan teken, neer te skryf boaan, en werklik hieroor te gaan bid. Die plusteken om te dink, Here, wat moet ek begin doen? As ek moet dink aan my tyd, is daar sekere dinge wat ek moet begin doen, wat ek tans nie doen nie, wat my 'n persoon gaan maak, wat vrygewig gaan wees met my tyd. Maar dan die tweede simbool, wat is dit wat ek moet ophou doen? Moet stop doen? Wat is daar wat my, hierdie kosbare besitting van tyd, wat dit steel? Wat my tyd mors? Dan die derde simbool, waarvan moet ek meer doen? En dan laastens, wat moet ek ook minder van doen? Wanneer ons mekaar sê, vrygewig wees met tyd, moet ons altyd in die rigting van Jesus kyk. En om in vrygewig te wees met ons tyd, beteken nie dat ek moet nou vir alles ja sê nie. Dis onmoontlik. Jy en ek het ons seker het beperking, en dit beteken glad nie. In die lewe van Jesus sien ons ook, hy was vrygewig gewees met sy tyd, maar hy het nie vir alles ja gesê nie. En soms moet ons ook nee sê vir dinge. Dis die prediker Louis Giglio, nou hy het net so 'n manier, hy het 'n manier om dinge te stel. Hy sê die volgende, whenever you say yes to anything, there is less of you for something else. Make sure your yes is worth the less. So wanneer ons vanoggend praat oor om vrygewig te wees, dan sê ons heel eerstens, ons het hierdie kosbare besitting van tyd. En ons word geroep om vrygewig te wees met ons tyd. Daar's 'n tweede area waarin ons geroep word om vrygewig te wees, en dis ons talente. Wanneer ek dink aan vrygewigheid, dan besef ek ook, en veral met daai eerste oefening met die lyn, dit kan baie maklik gebeur, dat ek na hierdie lyn kyk en ek dink, maar ek het al in my lewe gegee, ek gee van my talente, ek gee van my tyd, ek is iemand wat baie vrygewig is. Maar totdat dit die dinge raak wat in my hand is, en dan dink ek aan die baie praktiese storie, van die twee vriende, dis twee buurmanne, twee boere, wat daar een dag by Valboeredag saam gekuier het en 'n koppie koffie geniet het. En terwyl hulle hierdie koffie drink en so aan die roosterkoek eet, toe sê die een vriend vir die ander een, my vriend,
As jy 500 beeste gehad het, sou jy die helfte van daai beeste vir my gegee het? Dis natuurlik. Ons is vriende. As ek 500 beeste gehad het, sou ek helfte van hulle vir jou gegee het. Hy neem 'n slukkie van sy koffie. Hy sê, as jy 500 skape gehad het, sou jy helfte van die skape vir my gee? Hy sê natuurlik. Ons kom so goed oor die weg en ons is al so lank bure. As ek 500 skape gehad het, sou ek vir jou helfte gegee het. Hy vat 'n happie van die roosterkoek. Hy sê, as jy 500 hoenders gehad het, sou jy helfte van jou hoenders vir my gee? Hy sê, wat 'n vraag is hier? En toe die laaste vraag. As jy 2 varke gehad het, en hierdie man verstik amper in daai roosterkoek, hy sê, stop net daar. Jy weet ek het 2 varke. As dit kom by vrygewigheid, gaan dit oor wat ons in ons hand het. Wat het jy? Ons het tyd. Ons het talente. In Handelinge 9 lees ons van 'n vrou wat vrygewig, radikaal vrygewig was met haar talente. En die Bybel beskryf haar baie kort, maar baie kragtig. Handelinge 9 vers 36 lees ons, sy was altyd, haar naam is Tabitha, sy was altyd besig om goed te doen en om die armes te help. As hierdie vrou se lewe beskryf word sy beskryf as iemand wat radikaal vrygewig geleef het, met haar tyd en met haar talente. Ek weet nie of jy kan onthou wat sy gedoen het nie. Sy was goed daarmee gewees om klere te maak. En sy het gesê, kom ek gebruik my vaardigheid om ander te dien. En sy het vir weduwees klere gemaak. Uiteindelik sterf Tabitha, en Petrus is die dag daar waar haar liggaam in 'n boefretrek gelê word. En terwyl hy daar staan, begin die vertrek gevul te word met mense. Maar dis nie die vernaamstes en die belangrikes van die dorp nie. Dis die weduwees wat die vertrek vul. En hulle vul nie die vertrek met woorde oor Tabitha nie, woorde oor haar status en oor haar karakter en oor haar lewe nie. Weet julle wat doen hulle? Hulle stap die vertrek in met die klere wat hierdie vrou vir hulle gemaak het. Dis asof die klere daai dag praat. En in my gedagtes sien ek hoe daar 'n vroutjie instap, 'n weduwee instap en sy sê, dit was wintertyd gewees, ek het baie koud gekry. En Tabitha het haar tyd en haar vaardigheid gebruik, radikaal vrygewig met haar talent en vir my hierdie jas gemaak. Ek sien hoe 'n ander weduwee dalk sê, daar was 'n familiefunksie gewees en ek het niks gehad om aan te trek. Hier is die rokkie wat Tabitha vir my gemaak het. Radikaal vrygewig gewees met haar tyd en met haar talente. Jy sien, vir daai vrouens was hierdie net klere gewees nie. Dit was waardigheid, dit was waarde, dit was liefde gewees. En net so word jy en ek ook genooi om 'n lewe te leef wat radikaal vrygewig is, ook met ons talente, met jou vaardigheid. Daar's 'n derde area. Ons word geroep om radikaal vrygewig te wees met ons tyd, met ons talente en natuurlik met ons hulpbronne. As ek dink aan radikale vrygewigheid met ons hulpbronne, dan lees ek 'n storie raak ook in Handelinge 11. En hierdie gedeelte is so prakties as dit kom by vrygewigheid met ons hulpbronne. Kom ek gee vir julle die agtergrond. Dit speel af in 'n stad met die naam van Antiochië. Nou Antiochië vandag is 'n stad wat baie naby aan Turkye is. 'n Baie interessante stad gewees. 'n kosmopolitaanse stad vol verskillende kulture gewees. Amper soos 'n smeltkroes van kulture. En die gelowiges wat hierdie stad so interessant maak, is die gelowiges in hierdie stad het gekom uit verskillende agtergronde. Daar was
Grieke, daar was Jode, daar was Syriërs gewees. En hierdie mense kom tot bekering en hulle lewe begin radikaal anders te lyk. En dis hier in Handelinge 11 waar daar 'n profeet is, en hierdie profeet sê, hy kom met 'n profesie. Hy sê, hier gaan 'n geweldige hongersnood in die land wees. Ons almal gaan geraak word deur hierdie hongersnood, maar veral die mense in Judea, met ander woorde die Jode, veral die Jode wat tot bekering kom daarna, hulle gaan baie erg geraak word deur hierdie hongersnood. Nou kom ek stop net eers daar. As dit kom by radikale vrygewigheid, het ons nodig om sensitief te wees vir die stem van die Here. Want deur die loop van 'n dag, daai 86.400 sekondes wat ons ontvang, kom die Here, en hy kom lê op jou en my hart, om vrygewig te wees. Hy gaan dinge by jou wakker maak, jy gaan dinge sien, jy gaan dinge voel, en dis wat hierdie profeet kom, hy sê, hier gaan hongersnood kom. En dan is daar 'n reaksie van hierdie disippels se kant af. Kom ons lees saam, Handelinge 11, vers 29 tot 30, het gaan ook op die skerm verskyn. Hy sê, die gelowiges het toe besluit dat elkeen na sy vermoë sou bydra tot 'n hulpfonds, wat vir hulle medegelowiges wat in Judea woon, gestuur sou word. Hulle het dit gedoen, en die geld met Barnabas en Saulus aan die ouderlinge in Jerusalem gestuur. Hier is soveel praktiese goed oor vrygewigheid wat ons leer in hierdie 2 verse. Kom ek noem 'n paar van dit. Ek sien heel eerstens dat hy sê die gelowiges het besluit. Met ander woorde, dis iets wat hulle saam gedoen het. Daar's krag daarin wanneer ons as 'n gemeente saam gee. Ja, die Here maak seker dinge in ons harte los, waar ons as individue vrygewigheid leef, in ons gemeenskap, en dalk in jou familie, dalk in jou vriendekring. Maar daar's baie keer projekte wat ons nodig het om aan saam te werk. As ek moet dink aan die afgelope jaar aan Kruikgemeente en waar ons gee en waar ons saamwerk, wil ek sê dankie. Dankie vir julle radikale vrygewigheid. Elke keer wanneer daar 'n beroep gedoen word op 'n projek, is daar sulke goeie reaksie. Dankie daarvoor. En kom ons hou aan om 'n gemeente te wees wat radikaal vrygewig leef. Maar ons nog 'n paar goed wat ons raak sien hier, dat hulle het besluit. Met ander woorde, daar's iets strategies wat hulle oordink. Dit was nie net op die ingewing van die oomblik nie, en hier wil ek onderskeid maak, daar's veral 2 maniere van gee. Daar's strategiese gee, en dan is daar spontane gee. Strategiese gee beteken nie, ek sê nee vir spontane gee nie. Want baie keer gebeur dit, dat jy 'n nood raak sien. Jy ontmoet 'n honger persoon. Jy hoor van 'n projek, en daar's iets wat die Here in jou hart wakker maak, en daar's daai spontane gee. Ons ook kan nooit toe wees vir die spontane gee wat in ons lewens moet, en deur ons lewens moet gebeur nie. As jy dink aan die disippels wat verby die tempel geloop het, en die verlamde man sien lê het, die spontane gee wat daar plaasgevind het. En net so gebeur daar ook spontane gee deur ons lewens, maar, en hier is die groot ding, ons kan nie blind wees vir strategiese gee nie. Waar jy en ek, soos hierdie gemeente wys, vooraf besluit, voordat die hongersnood gebeur het, beplan hulle, maak hulle dit deel van hulle begroting, om te gee. En dan sê elkeen het na sy vermoë bygedra. Met ander woorde, daar was nie hierdie afdwing te sê, nou moet elkeen hierdie bedrag gee nie, maar daar was hierdie wysheid en onderskeiding van die Here af, waar ek huis toe gaan, en waar ek gaan sit en bid oor my hulpbronne, en sê, Here, wat is dit wat U vir my wys? Wat is dit wat binne my vermoë is, om te kan gee? En dan werk hulle deur hierdie twee kerkleiers, Barnabas en Saulus. Daar's 'n deursigtigheid as dit kom by die gee en by die finansies. Daar's 2 dinge wat parallel loop in hierdie skrifgedeelte. En dis 2 dinge wat nodig is om parallel te loop wanneer ons mense wil wees wat radikaal vrygewig is. En hier is die 2 dinge. Aan die een kant was daar hierdie strategiese gee, en aan die ander kant, in hierdie skrifgedeelte, in hierdie hoofstuk, lees ons, as jy net so 'n bietjie boontoe lees, gaan lees dit,
vir die eerste keer word gelowiges, volgelinge van Jesus Christus, word hulle Christene genoem. Hoekom is hierdie so groot? Die gelowiges het nie hulle self Christene genoem nie. Die disippels het nie van mekaar gepraat as Christene nie. Maar in hierdie stad, en as jy dink aan die woord wat gebruik word vir Christene, dit beteken letterlik, hulle is soos klein Christusse, hulle is volgers, slawe van Christus. Dat in hierdie stad het mense na die disippels gekyk en gesê, daar's iets wat ons raak sien in julle lewe. Terloops, die term Christene, net 3 keer in die Nuwe Testament word dit gebruik, dat gelowiges Christene genoem word. En dan sê hy, in hierdie gedeelte, in hierdie stad, met al sy kulture, is hulle vir die eerste keer Christene genoem. Met ander woorde, mense het gekyk na hulle en gesê, ons sien iets in julle lewe raak. Julle lewe radikaal anders. Die manier hoe julle liefhet, die manier hoe julle lewe, die manier hoe julle gee, lyk soos hoe Christus geleef het, hoe Christus gegee het. En daarom noem ons julle Christene. Kan jy dink, as dit waar is van ons lewe, as ons gemeenskap na ons lewens kyk, as die mense by jou werkplek, by jou skool, die mense in jou familiekring, jou vriendekring, na jou kyk en sê, die manier hoe jy gee, lyk soos die lewe van Christus. Jy is 'n klein Christus. Jesus, sy hele bediening, het gepraat van 'n vrygewigheid, van radikale vrygewigheid. Van Jesus se geboorte af tot by sy sterwe, beleef Jesus radikale vrygewigheid deur mense. As jy kan dink by sy geboorte, die geskenke wat mense gebring het vir sy ouers, van die duurste geskenke, radikale vrygewigheid. Reg deur sy lewe, tot aan die einde van sy dood, net voor hy gekruisig word, hoe daar 'n vrou olie oor sy liggaam uitgooi, wat, as jy gaan bereken hoeveel dit werd was, dit is 'n jaar en 'n half sy salaris, wat sy uitgooi oor Jesus se liggaam, sy salf hom vir sy dood. Toe aan die kruis hang, wat ryk Jesus? Die radikale vrygewigheid van 'n vrou, wat 'n paar aande van tevore die olie oor hom uitgegooi het. Maar Jesus het nie net radikale vrygewigheid ontvang nie, hy het radikale vrygewigheid geleef. Radikaal vrygewig met sy tyd, radikaal vrygewig met sy vergifnis, met sy liefde. En nou roep hy vir my en vir jou om radikaal anders te leef, radikaal vrygewig. Daar's 'n paar stories wat my hele lewe lank by my sal bly, en hier's een van die stories, en ek het dit al hier genoem. E. Stanley Jones was 'n sendeling wat vir meeste van sy jare in Indië gewerk en gewoon het. En E. Stanley Jones sê, daar's basies 2 soorte mense in hierdie wêreld. Hy sê, aan die een kant is daar 'n groep mense wat net vir hulle self lewe, met 2 hande, net vir hulle self. En dan sê hy, they are the most miserable bunch of people I've ever met. Hy draai nie doekies om nie. Hy sê, maar as 'n tweede soort mens, wat hy ontmoet het in sy lewe, en as jy moet dink aan hierdie skaal. Hy sê, die tweede soort mens, is die mense wat nie net vir hulle self leef, maar wat vir ander leef, met oop hande leef, wat radikaal vrygewig is met hulle tyd, met hulle talente, en ook met hulle hulpbronne. En dan sê die volgende, they live with a wild joy. Dis wat Jesus gesê het. Dis saliger om te gee as om te ontvang. Jy gaan gelukkiger wees. You will be blessed. You will be filled with joy. Mag ons mense wees wat lewe met radikale vrygewigheid. Kom ons staan, dan gaan ek saam bid.
Here, ons lewe met vrygewigheid as u kinders, omdat u 'n vrygewige God is. Dis u karakter. Op die eerste bladsy van die Bybel leer ken ons u as 'n God wat radikaal vrygewig is. Wanneer ons reg deur die Bybel lees, elke bladsy roep van u radikale vrygewigheid. Die vrygewigheid het amper hierdie klimaks bereik toe u seun vir ons gegee het. Here Jesus, u die lewe vir ons gegee. U alles vir ons gegee. En mag ons ook as u volgelinge, as mense wat gevul is met u gees, radikaal vrygewig wees met ons tyd, met ons talente en ook met ons hulpbronne. Ons wil vanoggend weer opnuut vir u dankie sê vir u goedheid. U goedheid wat ons oorvloedig seën in elke area van ons lewe. Terwyl ons ook nou gaan saam sing oor die goedheid. Ons bid dit in u naam en ons almal sê amen.